ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 418. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Wat bedoel ons verkondig die evangelie reg in die wêreld, internasionaal. Sou jy belangstel dalk in my boeke? Ek dink aan die boek Wat is jou God se naam? 'n baie interessante boek om te lees, vernaam vir nuwe mense. Kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://javashoan.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u dat die reeks gaan kyk of luister, is belangrik dat jy na deel 1 toe gaan, anders jy nooit weet wat jy gemis het nie. Dit is noodsaaklik die inteken op die YouTube kanaal, jy sê dis subscribe, sodat jy die kennisgewing van al ons boodskappe kan kry, ook as sowel is ons TikTok boodskappe van Maandag tot Vrydag. Stuur hierdie kontak aan die vriende en kennisse. Hierdie reeks is lewensveranderend, maak seker die skryfblok 'n pen en 'n 33 Bybel byderhand het. Kom ons gaan saam bid. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale, U Javashoa, wat die eerste en die laaste is, die begin en die einde. Baie dankie vanmôre dat ons nie net in titels U hoef te aanbid nie. Ons doen dit omdat ons lief is vir U, omdat U alles is. Maar ons is van die bevoorregte mense vanmôre in die wêreld, om U by U naam te mag ken. Nie 'n katholieke skepping of 'n katholieke verdinsel of 'n afgodsnaam nie, maar ons ken U by die naam wat U reeds in die hemel gehad het. Vanmôre bid dat U deur die Ruach HaKodesh die woord gaan salf en dat U ons opnuut voed met die brood van die ewige lewe. En dit wat ons nodig het, laat U ons daarmee voed in hierdie oggenduur. Laat die saad in ons gees ontkiem tot eer van die naam bo elke ander naam. Die naam Javashoa en elke Javisse, halleluja. Halleluja. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes en vertrou dat vanoggend se studie of geleentheid vir U 'n wonderlike oomblik gaan wees. En dat Java spesiaal met U gaan praat. Halleluja. Want ek wil hy met my praat. Die boek Spreuke hoofstuk 22 vers 10. Hy sê, dryf die spotter weg, dan gaan die twis weg. Nou ek het nou gekom, en terwyl ek besig was met voorbereiding, het die woord nou gekom, en hy het bietjie met my anders te gedeel. Hy sê, dryf die spotter die sonde, ek my vingers, dryf die spotter die sonde weg. Dan gaan die twis weg. Die rede vir sonde doen, gaan weg. So die woord sê, weerstaan die Satan, en hy sal van jou af wegvlug. Dryf die spotter die sonde weg, dan gaan die twis of Satan self weg. Ek sê in hakies vir my onnodige argumente en stryery. Ons wil nie onnodig in argumente en stryery doenig wees nie. Ek het deur my bediening tye gekry wanneer die Satan so gewerk het dat ek so besig was om te stry en te argumenteer en die ouens te probeer verkeerd te bewys, dat ek so betrokke was dat ek die koninkrykswerk laat agterweë bly het. Tot pastoor Rika eendag my gesê, you're busy wasting your time. Hierdie ouens is daarop uit, want hulle is NAR agente. Hulle is daarop uit om jou klaar te maak.
en jy trap in hulle strikke in. En dis waar Jaffa dan by die skrif gee, 1 Timoteus 3 vers 6. As jy iets anders te leer en nie saamstem met die gesonde woorde van Jaffa nie, die is verwaand en verstaan niks sê, maar te seker sig na, toes vra, woordestryd, afguns, bose agterdog, nuttelose stryery, van mense wat verdorwe is in hulle verstand is en van die waarheid beroof is, en dink dat die godsaligheid winsgewend is, onttrek jy ons sulke mense. En dit, oomblik toe ek dit doen, het ek soveel meer rustigheid oor my gekry, en ek kon konsentreer op dit, wat saak maak. Maar, dis omdat ons 'n passie het vir die koninkryk, en omdat Jaffa ons as toesigters gestel het, om toesig te hou oor sy woord. Dit is so, elkeen van ons moet die woord beskerm, op welke manier ons kan. Hy sê, vir my die spotter die sonde weg, dryf die spotter of die sonde weg, dan gaan die twis weg, vir my onnodige argumente en stryery, en die stryery en die geskimp hou op, dit is so baie waar. Nou, hierdie laaste gedeelte, het toe vir my so 'n bietjie 'n anderster inslag gevind. Hy sê, en die stryery en die geskimp hou op. Kom ons lees die skrif. Dryf die spotter weg, dan gaan die twis weg, en die stryery en die geskimp hou op. Dis hoe hy geskryf staan. Nou op die einde daar wil ek sê, hier is een van die huweliksvrugte. Wat in meeste huwelike voorkom. Watter vrug is dit? Om te stry, om te argumenteer, om te redekabel. Baie keer 'n onskuldige dingetjie verander in 'n veldbrand. Die gestryery en die geskimpery. Vermy dit. Want ek sê, hier is een van die huweliksvrugte wat daar is, wat in meeste huwelike voorkom. OK, moet nou nie so skynheilig lyk nie, asseblief. Ja, ek weet, dit gebeur nie in jou huwelik nie. Dit gebeur in elke huwelik. Daar is 'n tyd wanneer daar gestry word en geskimp word, en die woord sê, hou op met dit. Hoekom? Want dit bring die verkeerde vrugte voort. Jy weet, die ding is, my pa het my 'n ding gesê, die dag voor ek getroud is. Toe sê hy, seun, onthou een ding, môre trou jy. En in die huwelik is jy nie altyd reg nie. Maar jy is ook nie altyd verkeerd nie. So dit is dan die tyd wat jy maar op jou twee voetjies moet staan en sê, maar wag 'n bietjie. Wow. Maar die woord sê, kom ons bly weg van onnodige stryery en 'n geskimpery. Hoekom? Want dit affekteer ons eie lewens. En ek het net gevoel, ek wil net bietjie met die getroude mense hier praat ook. Dis die heel maklikste ding is om vir die Satan die deur oop te maak. En as hy sy voet in daai deur gesit het, gaan hy hom nie sommer daar wil uithaal nie. So wat is die raad? Kom ons hou hom uit, ons maak nie 'n deur oop nie. Want die stryery wat as 'n klein dingetjie begin, by die aand se kant kan dit 'n groot vuur wees. Soveel so dat die vrou wil in die ander kamer gaan slaap, of die man wil in die ander kamer gaan slaap. Ek het nou nog nooit in my huwelik dit gehad nie, maar ek wil vir jou een ding sê, of hulle sê ons slaap rug teen rug. Julle weet waarvan ek praat? Vermy dit. Want die Satan kom op die mees sluiste wyse om onenigheid te verwek, te begin. En dan affekteer dit later jou geestelike lewe. Jy weet wat, dis partykeer nodig dat in die huwelik ons weet wanneer ons moet stil bly en wanneer ons moet op ons agtervoete staan.
Nou pa, Nick het gesê, jy's nie altyd reg nie, maar hy's ook nie altyd verkeerd nie. Nou, hier staan dit in die skrif, koning Salomo sê, dryf die spotter weg, dan gaan die twis weg. Die spotter is ook vir my die moeilikheidmaker, dryf dit weg, vermy dit, stap van dit af weg, dan onmiddellik is daar nie 'n argument nie. En as ek dit kan regkry, dan is daar nie 'n gestryery en 'n geskimpery nie. Dit hou onmiddellik op. Dis Bybels, dis woord. Dit staan hier geskrywe. Vader Jaffa het ons nie geroep as man en vrou om in tweedrag te lewe nie. Die woord sê, en julle sal een vlees wees. Nou as julle een vlees is, dan wil ek vir jou sê, as jy wil onnodig skimp en stry en dinge, vat 'n vurk en steek jou so op die arm. Vat hom so en steek hom so in jou arm in. Sal jy dit doen? Nee. Hoekom sal jy dit nie doen nie? Want jy gaan seer kry. Dis my arm hier, ek sal mos nie 'n vurk in my eie arm steek nie. Maar ek en my vrou is dan een. Hoe wil jy vurk in haar insteek? Jy sien nie hoe nou is die woord gesny? As ek hom nie in my vleis wil insteek, dan kan ek ons nie, en dit is wat die aanhoudende argumente en goed, sê eerder, weet jy wat is 'n goeie ding? Die oomblik as jy sien dat daar is 'n ding besig om te gebeur, sê kom ons vra Jaffa, en Jaffa om vir ons die antwoord te gee. Kom ons sak en bid ons. Kom sit hier by my, ek wil nie by jou sit hier, want kom sit ek by jou. Maar kom ons bid dan oor die saak. Want gebed verander sake. En onmiddellik sny jy die konnektasie van Satan af. Want hy kan nie in die gebed van die regverdige teenwoordig wees nie. Hy vlug. Hy kan nie deel van daai gebed wees nie. Onmiddellik word die werke van die Satan afgesny. So ek voel ek gee vanmôre vir iemand iewers te raad. Weet, koning Salomo het nou al 'n paar keer gepraat en gaan dit maar in Afrikaans sê. Hy het gepraat van 'n vrou wat kan nag, wat kan aanhou soos 'n kraan wat drup. Maar ek wil sê daar's mans ook wat soos 'n kraan is wat drup. Verstaan jy wat ek sê? En kom ons sny daai kraan, kom ons draai daai kraan toe. En dit gebeur deur 'n gebed te doen. Die woord sê, nader tot my, en ek sal tot julle nader. En in die gebed onmiddellik, wanneer jy dan jou vrou se hand vat, of sy jou hand vat, onmiddellik sê, ons bind 'n skans om ons, van engele, in die naam van Jaffa. Gee opnuut my huwelik in die hande, Vader. Sê ek het nie probleme nie. Ek sê, hoe funksioneer die Satan? Ek wil vanmôre, omdat Jaffa vir ons hierdie skrif gee, wat sê, dryf die spotter of die sonde weg, dan gaan die twis weg. Vir my onnodige argumente en stryery. Kom ons hou ons voete gerig op die pad wat Jaffa vir ons geroep het, en ons oë gestel op die volëinder van ons geloof, Jaffa. Hy wie gekom het om vir ons gesterf het, wat vir ons die pad kom reguit maak het. Hy wie gekom het in sy lewe vir my en vir u kom gee het. Hy sê egter, kom om julle vissers van mense te maak. Kom agter my aan en ek gaan julle vissers van mense maak. En daar's geen groter beroep as waar ons vanmôre kan sê, kom maak ons vissers van mense nie. En is juist daar in die huisgesinne waar Jaffa ons wil gebruik tot een van sy koninkryk, waar die Satan sal kom om te kom probeer verwarring skep, of oneenigheid skep, of 'n probleem wil veroorsaak. Onthou die woord sê, groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. Wie woon in ons? Die Ruach HaKodesh. Vader en Jaffa woon in ons. Is dit nie wonderlik nie?
Ons is vanmôre deel van sy tempel. Ons is die tempel waarin hy bly. Jahweh sê hy is die hoof van hierdie huis, van hierdie tempel. En as hy dan die hoof is, en daar's 'n probleem, kom ons praat met die hoof. Dis tog ons die maklikste. Dis die maklikste. Kom ons soek sy aangesig en sy wil in ons lewens. Hoekom? Want ek en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die koninkryk. Ons moet hierdie koninkrykswerk uitdra. Maar wanneer die Satan kan kom en ons beroof van ons vrymoedigheid, dan sny die werk af. Ek is vanmôre so bly ons ken hom en die krag van sy opstanding. En hy sê, in al die stryd is hy daar. Hy sal ons nie alleen laat nie. Kom ons gebruik hierdie dag om die beste te doen vir Jahweh se koninkryk, wat ons moontlik kan doen. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.